Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vanaand, ons kort 'n oneindige hoeveelheid tyd, want God is oneindig. So maak my, niemand lag vir 'n grapie nie. Dit het nie gisteraand gewerk nie, dit het nie vanaand gewerk nie. Okay, dis fyn. Ons is vanaand gaan ons net vinnig per inleiding praat oor die feit dat ons God kan ken. Ons gaan sy eienskappe uitpak in die twee kategorieë wat ons vind in die boek: communicable and incommunicable attributes. Ons gaan derdens vinnig kyk wat beteken al dit vir ons. In die tweede punt gaan ons letterlik deur elke liewe eienskap van God praat. So ek's baie opgewonde daaroor. Ons gaan vinnig sê wat beteken dit vir ons, en dan in die laaste punt gaan ons saam praat en saam bid dat hierdie waarhede in ons hart in sal sink. So kom ons gaan sommer hier na die eerste punt toe, net per inleiding. Ons kan ons God leer ken. Ek wil open hier met Handelinge 17. Handelinge 17 is Paulus in Athene. Hy praat in 'n filosofiese arena met die slimste van die slimste in sy dag. Hy praat, hulle noem dit die Areopagus. En hy praat met 'n baie godsdienstige groep mans wat vele gode aanbid, want hulle is bang hulle mis uit op 'n God. En daar's 'n spesifieke soos 'n beeld wat hulle gemaak het, nie eintlik 'n beeld nie, dit is net 'n titel wat sê ons worship ook the unknown God, in geval hulle een gemis het. En Paulus stel op hierdie inscription to the unknown God, en hy besluit, hierdie is my in. Ek gaan vir hulle sê van die ware God. Hoor hoe kragtig is hierdie woorde per inleiding. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything." Daai is die rykste opsomming, kort opsomming van wie ons God is. He does not need anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Paulus sê God kan geken word. Kan 'n muur 'n mens leer ken? Hy kan nie. Die afstand tussen 'n muur en 'n mens is te groot. Heeltemal te groot. Hy het nie die vermoë om in verhouding te staan met my nie. Nou die afstand tussen my en God is nog groter as tussen my en 'n muur. En so hoe is dit? Hoe is dit dat ek vir God kan leer ken? Hoe is dit dat ons hom kan leer ken? Twee redes. Ons kan vir God leer ken, eerstens omdat ons in sy beeld geskape is. Ons staan uit as mens bo enigiets anders wat geskape is, want binne in ons ingeweef, is iets van God. Ons is in sy beeld geskape, daar's iets goddelik in ons. Die potensiaal om hom in verhouding te wees met 'n ewige God is in ons ingebou. En vir daai rede kan ons hom leer ken. Maar ons is nog steeds verlore, toegesluit in 'n boksie, en indien hy nie in ons wêreld kom intree, kan ons hom ook nie leer ken. So ons het die vermoë, maar hy moet nog steeds met ons kom praat. So die afstand is nog steeds so groot, dat indien hy nie in ons wêreld kom inklim en in ons wêreld in praat nie, gaan ons hom nog steeds nie leer ken nie. So twee goed moet waar wees. Ons het die vermoë om te leer ken, maar indien hy nie ons nader nie, en met ons praat in terme wat ons verstaan nie, gaan ons hom nie kan leer ken nie, want hy is so groot. En so omdat God wel gepraat het, en omdat ons in sy beeld geskaap het, kan ons hom leer ken. En dis hoekom vanaand moontlik is. Deur die Bybelse geskiedenis, elke interaksie wat God met die mens het, is hy wat eintlik vir ons iets wys van wie hy is.
En ons is aan die bevoorregte kant van 'n lang geskiedenis van God se interaksie met die mensdom, dat ons ken vir God beter as Moses doen. Want Moses het so 'n bietjie gehad van wie God is. Ons het 'n hele geskiedenis, en as ons al saamvat, kan ons vanaand kyk na al die eienskappe van God. Alles wat ons kan leer van hom oor die jare. En so, ja, in die boek breek hulle al hierdie eienskappe van God wat homself geopenbaar het in ons in 2 kategorieë. Communicable en incommunicable. Okay, so dit is fancy Engelse woorde. Die Afrikaans, meedeelbaar, onmeedeelbaar. Ek hoop julle is trots op my. God se eienskappe wat net waar kan wees van God, net hy is almagtig. Okay? Daar's sekere goeders wat net waar is van God. Dit is non-transferable, onmeedeelbaar. Nie moontlik vir die mens om daai goed te wees nie. Maar dan sal ook 'n lys goeders wat ook waar kan wees van ons. God se liefde, sy heiligheid, sy opregtheid. Goeders wat ons ook deel van kan wees. Transferable attributes. En daai goeders saam skets vir ons 'n werklike, almagtige en kragtige prentjie van God. Ons gaan nou baie tyd hier spandeer. Die meeste van ons tyd vanaand gaan ek wees wat julle probeer toegooi in wie ons God is. Net al die eienskappe. Ons gaan redelik vinnig beweeg, so vergewe my, volg tot die beste vir my. As jy die boeke het, is die hele lys in die boek net so daar vir julle, maar dit gaan ook op die skerm kom. Ons gaan kyk na 'n paar verse, maar ons gaan nou net vir die res van die aand, ons gaan net stil sit en dink, hierdie is ons God. En die hoop is dat ons besef, hy is soveel groter as wat ons ooit onsself kon indink. En so ons begin met die incommunicable attributes, dit wat net waar kan wees van God. Die eerste ene, wat baie duidelik gekommunikeer word in die skrif, is dat God is oneindig. Hy is infinite. God het hoegenaamd geen beperkings in sy persoon of in sy heerskappy nie. Geen beperking nie. Geen beperkings nie. 1 Konings hoofstuk 8 vers 27 sê, but will God indeed dwell on earth? Vraagteken. Dawid bou die tempel. Hy verklaar hierdie verse. Hy sê, gaan God in hierdie tempel kom woon? Will God indeed dwell in this temple? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? God is oneindig, onbeperk. God is incomprehensible, onbegryplik. God is God en dus is hy eintlik ver bo ons begrip. Dis weer die muur en die mens analogie. Geen analogie is perfek nie, maar die afstand werklik tussen wie God regtig is so ver bo ons. Eintlik is hy ons koppe gaan altyd tot 'n punt kom waar ons sê ek gee op. Ek verstaan nie meer nie. Dis die God wat ons dien. Hy is eintlik onbegryplik in sy volheid van alles wat wie hy is. Ons ken hom net soos wat hy homself openbaar. Dis nie te sê ons kan nie heel wat weet van hom nie. Maar selfs een van hierdie eienskappe is eindeloos. En so ons gaan altyd by 'n punt kom waar ons sê ek verstaan iets, maar nie naby als nie. Job 11, al die Job tekste is my gunsteling. Hoor Job 11, 7 en 8. Can you find out the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? It is higher than heaven. What can you do? Deeper than Sheol. What can you know? Ver bo ons begrip. En julle sal self sien van hierdie verse, daar's oorvleeling. Hulle praat in mekaar in. Hierdie is ons God. Hy is self-existent, selfbestaande. God is van niks afhanklik buite homself vir sy bestaan nie. Die hele basis van sy bestaan is hy in homself. Hy kort niks nie. He added nothing to himself by creation. Dis nie asof hy Griekse gode is bekend vir hierdie. Die Griekse gode het die mens geskape want hulle kort aanbidding. As hulle nie aanbid word in Griekse mitologie nie, gaan hulle dood, die gode. Glad nie waar van ons God nie. Hy hoef ons nie te geskape het nie. Hy kort ons nie. In homself sou hy 'n perfekte eenheid gevorm het, gelukkig in gemeenskap met die Vader, Seun en Gees,
hulle sou perfek gewees het en gelukkig gewees het. Altyd ewig, altyd bestaande, hy kort ons nie. Johannes 5 vers 26, the Father has life in himself. En die klassiek vers, Exodus 3 vers 14, God verklaar, ek is wie ek is. Ek was nog altyd wie ek nog altyd was. Ek is heel soos wat ek is. Ek kort niks en niemand nie. God is self-sufficient, selfgenoegsaam. Binne homself is God in staat om op te tree sonder enige bystand en sy wil tot stand te bring. Hy kort geen hulp om enige wil in homself tot stand te bring nie. Alhoewel hy kan kies om ons te gebruik, is dit sy welbehae, dis sy goedheid. Dis hy wat wil hê ons moet deel wees van die voorreg om die werk te kan doen dat hy kies om ons deel te maak. Dis geen behoefte in hom wat ons deel maak van die werk nie. Hy kort dit nie. Hy kan dit doen op sy eie. Hy kan dit doen op sy eie. Maar hy kan kies om ons deel te maak van die werk. Maar in homself is hy selfgenoegsaam. Via Handelinge 17, baie duidelik. He does not live in temples made by man. Athene, julle filosofe, wat al die gode, ons God kort julle hande nie. Hy kan dit self doen. Hy kort nie hand, nor is he served by human hands, as though he needed anything. Hy staan duidelik uit teenoor die ander gode, selfs vandag nog. Eternal, ewig. God het geen begin of einde nie, hy is nie beperk tot die limite van tyd nie, hy is buite tyd. God het tyd geskape en ons bly in daai limite, daar is nie tyd vir God nie. Een dag is soos 1000 dae. Jesaja 57 vers 15. Thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity. Hy lewe buite tyd. Whose name is holy. Immutable, hy is onveranderlik. God is altyd dieselfde in sy natuur, sy karakter en sy wil. Hy verander nooit en hy kan nooit gemaak om verander word nie. Ons kan nie sy arm draai dat hy teen sy karakter gaan nie. Hy bly dieselfde, hy is ewig dieselfde. Die klassiek vers, God is dieselfde vandag, gister en môre, Maleagi 3 vers 6, for I the Lord do not change. Therefore, O children of Jacob, you are not consumed. Hier kom al die omnis, omniscient. God is alwetend. God weet alles. Laat dit net bietjie insink. Ons steek soveel dinge weg asof ons kan. Hy weet alles. Hy weet wat jy nie eers weet nie. Hy het volmaakte kennis van alles wat in die verlede, hede en toekoms is. Wat jy nog nie eers weet, jy verkeerd gaan doen nie, weet hy. Job 37 vers 16. Do you know the balancings of the clouds, Job? The wondrous works of him who is perfect in knowledge. God is omnipotent, almagtig. God beskik oor alle mag. Hy is alle mag. Hy het alle mag in homself. Hy is in staat om enigiets tot stand te bring met of sonder die gebruik van enige ander bron. Hy kan enigiets gebruik om sy wil te doen en in homself kan hy enigiets doen. Hy is almagtig, alle krag. Die idee van hy wat aarde, wat skepping ingepraat het. Hier is lig, laat daar lig wees. Hy praat en dan kom hele skepings tot stand. Hy is almagtig. Job 42 vers 2. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Hoeveel keer lewe ons nie in vrees dat God, ek weet nie, hy het nie 'n plan nie, of wat ook al sy plan is, gaan nie uitwerk nie. No purpose of yours can be thwarted. God is omnipresent, alomteenwoordig. God is oral teenwoordig, in die hele heelal, te alle tye, in die geheel van sy karakter. So hy is orals en alles van hom is altyd orals. Al sy liefde is vanaand hier. Al sy geregtigheid is vanaand hier. Hy is orals ter alle tye
in die geheel van sy karakter. Daai selfs in ons donkerste sonde, maar ons dink niemand kyk nie, hy is daar. Jeremia 23 en 24. Am I a God at hand, declares the Lord, and not a God far away? Am I a God at hand, naby, and not far away? Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him, declares the Lord? Do I not fill heaven and earth, declares the Lord? God is soewerein. God is totaal almagtig en staan perfek bo-oor sy hele skepping. Totaal en al in beheer. Daar is nie 'n persoon of 'n ding wat sy beheer of vooraf bekende plan vry kan spring nie. Okay? Die idee van die swalkies, daar's nie 'n swalkie wat doodval sonder dat die Here nie in beheer is daarvan nie. Die idee van, ek kan dit verder vat, daar's nie 'n muggie wat doodgaan, nie 'n muggie, die kleinste gogga wat doodgaan sonder dat die Here nie in beheer is van alles nie. Hy ken elke haar op jou kop, dis die idee, hy is perfek soewerein. Daniël 4 vers 35. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the host of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, what have you done? Hy is transcendent. Die Afrikaans is aklig. Ek dink ek het 'n fout gemaak. Ek het dit nie eens ingesit nie. Transcendant. Ja. Good call. Ek het geweet ek maak 'n goeie besluit. God, hierdie is net weer eens oneindig groot. Dit is oorvleeling, dis verskillende woorde, maar elkeen kommunikeer net ietsie by. God is bo sy skepping, hy bestaan ongeag die skepping. Sy bestaan is totaal onafhanklik van sy skepsels op sy skepping. En hierdie is ook die idee van hy's regtig soos 'n muur in 'n mens, maar ewig verder. Hy is regtig oneindig groter. Dink aan die eindelose skepping. Ons wat tot vandag toe nie eens weet wat die einde van die hemelruim is nie. Daar's hierdie idee van God wat net, dis daai onbegryplik punt ook. Ons kom by 'n punt waar hy's net soveel groter en hoër as wat ons ooit kon dink. Jesaja 43 vers 10. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. Hy is alleen God. Ver bo, his ways are higher than our ways. Tipe idee. Dit is God se incommunicable attributes. Nou gaan ons na die communicable attributes. As jy nie geweet het nie, daar is klein blaadjies wat jy op kan volg, wat ook help. Ons gaan nie nou na die verse kyk nie, want vir dit wat waar kan wees van ons, die communicable attributes, die meedeelbare eienskappe van God. Hierdie is volop in die Bybel. Daar's so baie verse wat hierdie goeie staaf. En so ons gaan net vinnig deur hierdie gaan, wetend hierdie is perfek waar van God, maar kan ook waar wees van ons. Eerste ene, God is heilig. God is moreel uitstekend, perfek en volmaak in elke opsig. God is moreel uitstekend, perfek en volmaak in elke opsig. Hy is totaal anders as die mens. Hy is in homself die standaard van reinheid. Heilig. God is liefdevol. God se liefde beweeg hom om homself vir ander te gee, selfs sy eie lewe af te lê. Sy liefde veroorsaak dat hy sy skepsels se beswil begeer. Hierdie liefde is nie gebaseer op die waarde, die reaksie of verdienste van die mens wat lief geword het nie. Ons kan nie sy liefdevolle karakter wegstoot nie. Dit hang nie van ons af nie. Hy is liefde. Daarom gaan hy lief hê. Ongeag ons as die mens, ons waarde, ons reaksie of ons verdienste. Dis sy geregtigheid wat bepaal dat daar skeiding is tussen ons. Dis 'n ander deel van hom wat ook perfek waar is. Dis nie ons wat sy liefde wegstoot nie, dis sy geregtigheid wat altyd waar is, wat ook skeiding veroorsaak.
En so sy liefde is perfek vir ons. Hy is regverdig, hier is dit. God is regverdig in al sy optredes. Of hy nou met die mens, met engele of met demone werk. Hy tree in totale billikheid op, deur geregtigheid te beloon en sonde te straf. Aangesien hy alwetend is elke oordeel absoluut regverdig. Daar's soveel keer wat ons oordeel, want ons dink ons verstaan waar deur iemand gaan, maar die Here gaan oordeel op so 'n manier, hy gaan die hele persoon se lewe vat. Alles wat hy weet, elke foutjie, elke ding wat onregverdig was, elke ding wat hulle keuse was, en hy oordeel perfek. Perfek regverdig. God is goed. In sy goedheid gee God aan ander, nie volgens wat hulle verdien nie. Dis wie God is. Dis 'n patroon in hom. Dis 'n karaktereienskap. Ons sien dit oor en oor en oor. Hy tree altyd op, nie volgens wat eintlik verdien word nie, maar volgens sy goeie wil en goedhartigheid. Ons sien dit oor en oor in konings, reg deur die Bybel. Dis duidelik, hulle verdien nie wat God gee nie, maar hy is goed. Dis soos wat hierdie goeders saamgebring word, as God net al daai ander goeders was, wat ons nou eers na gekyk het, incommunicable, as hy so almagtig was, alwetend, as al daai goeders was, sonder dat hy goed was, as ek gevrees het vanaand, vir my lewe. Want die feit dat hy so kragtig en so almagtig is, oneindig is, maar ook goed is, maak hom soos geen ander nie. Geen ander nie, dankie tog, hy is goed. Hy is barmhartig. God is 'n barmhartige wese. Hy reageer met compassion, is die Engelse woord. Dit oorvleels, nie, hy is sy goedheid, maar hy teenoor diegene wat sy wil teestaan, hy kry hulle jammer, voor hy kwaad word. Dis Jesus wat sê vir die Romeine wat hom kruisig, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis daai hart wat Jesus uitbring, wat God se karakter ook reflekteer. Hy is barmhartig, hy gee om. Hy is genadig. God toon onverdiende genade en guns teenoor sy skepping. Sy algemene genade word bewys aan al sy skepings. Dit is, die son gaan môre opkom vir almal. Dit reën op die boer se veld wat 'n ongelowige boer is, en dit reën op die veld vir die boer wat gelowig is. Dit is droog vir almal, dit reën vir almal. Ons lewe, ons haal asem, want hy is goed. Hy hou die aarde en die skepping vas vanaand, soos wat dit is, hy hou dit als vas. En môre, as ons weer hier is dit omdat hy aan almal genadig is. Want hy hou alles vas. Ons is net hier omdat hy oor die algemeen toelaat dat ons hier mag wees. Maar daar is ook sy besonderse genade, wat bewys word aan diegene wat verlossing deur Christus ontvang. Spesiale genade in verhouding staan met hom, deur hom vergewe is. God is lankmoedig, long-suffering, is die Engelse woord, lankmoedigheid. Hierdie is amazing. God, sy regverdige toorn, sy wrath, ontvlam stadig teen degene wat versuim om na sy waarskuwings te luister of na sy instruksies gehoorsaam. He is slow to anger, is die punt. He is slow to anger. Sy begeerte is na die beswil van sy skepsels. En dit is hierdie karaktereienskap van hom wat sy heilige geregtigheid elke oomblik terughou. Dis hierdie idee van die koning op koning in Israel wat God se wet breek en hy hou net terug. En long suffering is 'n mooi woord, want dit hierdie idee van hy hou terug tot dit belaglik is. Tot dit hom seer maak. Hy hou so terug dat ons belaglik lyk, want ons maak hom seer. So hou hy terug, want hy gee om. Ons is hier nou, Jesus het nog nie teruggekom nie, want hy is long suffering, hy wag. Hy gee soveel kans as moontlik. Wat elke liewe een van ons uit die hel uitgehou het, elke oomblik, is omdat hy wag. Hy wag, long suffering. Hy hou terug. Hy is wys. God se optrede is gebaseer op sy perfekte karakter. Dus is hy wys ver bo ons verstand. Sy wysheid veroorsaak dat hy regverdige doelwitte kies en die mees gepaste planne beraam om daardie doelwitte te bereik.
ongeag of jy saamstem daarmee of nie. Hier is ons ook baie skuldig. Ons dink altyd, ons weet beter. Hoe kan hy? Wat doen hy? Is hy in beheer? Is hy hier? Waar is hy? Hoekom pyn en lyding nou? God is perfek wys. En al verstaan ons dit nie, ons hoef dit nie altyd te verstaan nie, al verstaan ons dit nie, die Job se punt. Al wat die Here heeltyd vir Job vra is, was jy daar? Verstaan jy die berge? Die einde, die onderste deel van die berg, was jy daar toe ek hulle in plek gesit het? Die punt is, daar is dinge wat jy nie eers kan begin verstaan nie. Ek is perfek wys. Ek weet wat ek doen, my doelwitte is perfek. Ek verstaan en ek het 'n plan. Hy is perfek wys. God is 'n jaloerse God. God is nie bereid om dit wat regmatig en moreel syne is met enige ander skepsel te deel nie. God het die skepping in plek gesit en dit was so beraam dat hy koning moet wees en dat alles in die heelal hom eer moet gee, want hy is koning, hy is God, hy het geskape. Alles is omdat hy gesê het dit moet wees. Nou wanneer ons kom en ons maak iets anders God in sy plek, of ons is self God in sy plek, dan is God bitter jaloers, want niks anders verdien daai plek nie. Niks anders het geskape nie, niks was en gaan nooit ooit nie wees nie. Dis hy was daar. Hoe kan ons, wat aan hom behoort, gee vir iets anders? Hy is jaloers. En hy is so jaloers, dat hy op tye pyn en lyding selfs in ons lewens sal inbring, om afgode uit ons lewens uit te ruk, sodat ons op ons knieë sal neerval en hom sal aanbid en sy hart sal hê. Want hy verdien dit en meer. Hy verdien ons volle allegiance. En hy weier en wil dit nie deel met enigiets anders nie. Hy is jaloers vir ons. Hy is torenagtig, wrathful. Daar is in God, selfs met alles anders wat waar is van hom, daar is ook in God 'n haat vir alles wat onregverdig is, en daar is 'n onblusbare begeerte om alle ongeregtigheid te straf. Wat ook al teenstrydig is met sy heilige standaard, moet uiteindelik verteer word. Daar is nie 'n wet en ons kom dit na en God kom dit na nie. Dis nie hoe dit werk nie. God is in homself die wet. Hy is die standaard van reinheid. Hy is reg en verkeerd. Alles vloei uit hom uit. Alles is geskape deur hom. Die blote feit dat hy is, beteken sy karakter vloei in die res van die heelal in en dit bepaal wat reg en verkeerd is. Dit beteken wanneer ons die wet breek, is dit nie dis nie 'n boek met reëls en ons het per ongeluk ons sondig teen hom, direk teen hom. Dawid bid na hy egbreek gepleeg het, bid hy, God, against you and you only have I sinned. Hy sê, sonde is eerstens teenoor jou, want jy is die standaard van heiligheid. Jy is reg en verkeerd. En daarom, al hou hy so terug, al het hy perfekte goedheid, perfekte liefde, sy plan is perfek, daar gaan 'n deel wees van hom, die deel van die plan is, dat op een dag gaan hy alles wat teen hom is vernietig. Dis deel van hom. God is getrou. God is altyd getrou aan sy beloftes. Hy kan nooit sy beloftes van seën of oordeel onttrek nie. Aangesien hy nie kan lieg nie, is hy volkome standvastig teenoor wat hy beloof. Ek dink baie van ons het selfs getuienisse. Ons het hierdie al ervaar, dink ek baie persoonlik. Ons hou vas aan 'n belofte. Ons bid, Here, kom nou deur vir my, ek kan nie. En hy doen. Hy is getrou. Partykeer verder by die pad af, kyk ons terug en hy was getrou op maniere wat ons nie eens kon droom nie. Daai ver wys bo wat ek het gedink jy moes dit doen. Maar dan doen hy iets anders wat ons nie eens in gedagte, maar hy bly getrou. Ons het al hierdie ervaar. Hy wat al sy beloftes vashou. Daar is die beloftes in die Bybel is die veiligste ding vir jou om op te hoop.
En hy kan nie lieg nie. In die Bybel sien ons oor en oor hoe die Israeliete, die profete, hulle vat God se beloftes en hou dit teen hom. Hulle sê, jy het gesê. En dis 'n goeie ding, want as hy gesê het, gaan hy nie sy beloftes breek nie. Dis amper asof dit is jy het gesê, jy moet. En dis 'n kragtige punt, God bly getrou. Hy is geregtig, bietjie oorvleeling hier met van die ander, God is altyd opreg. Dit is ooreenkomstig met sy karakter, hy doen altyd die regte ding, hierdie is meer die integriteitpunt. Hy tree altyd met perfekte integriteit op. Uiteindelik, aangesien hy God is alles wat hy doen reg. Is nie asof hy iets kan doen wat nie reg is nie, hy's God. Hy kan doen wat hy wil en alles is reg. Hy is in homself reg en geregtigheid. Die integriteitpunt hier is ook, al sy karaktereienskappe werk perfek saam met mekaar. So wanneer hy optree, tree hy in eenheid op met homself. Wanneer hy torenagtig is sy liefde daar perfek teenwoordig. Hy tree met integriteit op. Wanneer hy iets doen, is altyd reg. En hy kan nie buite sy karakter iets doen nie. En God is waaragtig, truthful, wees 'n bietjie oorvleeling. Al wat God sê is die werklikheid, dit is die realiteit. As God sê, eendag gaan Jesus terugkom, is dit so. As God sê, lê vir jouself skatte in die hemel op, dit is waar of jy nou dit doen of nie. En eendag, wanneer alles duidelik is, en Jesus kom terug en ons sit in die hemel, gaan ons hierdie goeie sien. Dan gaan ons sien alles wat is. Of dit nou deur ons geglo word of nie, wat God sê is realiteit. En dit is al die eienskappe van God. Amazing. 'n paar goedjies wat ek gou wil noem. Voor ons selfs, ons is bietjie by wat dit vir ons beteken, maar ek wil net so bietjie die touwtjies by mekaar trek. So, die eerste ding om te noem is, elke liewe deel van God, so God in sy geheel hy is eternal, infinite, limietloos, okay? Daar's geen perk aan hom nie. Dit wil sê, hierdie lysie is nie alles van God nie. Ek kan nie vir jou sê wat dit gaan wees nie, maar ek dink daar gaan nog 1000 karaktereienskappe van hom wees eendag in die hemel. Daar's nog karaktereienskappe. Ons kan dit nie uitdink nie. Ek kan nie vir jou kan 'n nuwe woord opmaak en sê baga luga en dis 'n karaktereienskap. Dit is daar's meer van hom. Daar's baie meer van hom. Dus hierdie is nie exhaustive nie. Eendag gaan daar 'n nuwe woord wees wat jy nog nooit gehoor het nie. Dit gaan 'n unieke karaktereienskap wees van God en dit gaan ons breine blaas en ons gaan wil sing oor dit. Okay, hy is limietloos. Daar's soveel meer van hom. Maar alles wat ons gegee is perfek vir nou. Bedoelend, wat ons het van hom, kan ons besig hou vir meer as ons leeftyd. Hierdie 26 of 27 karaktereienskappe, een van hulle kan jy nie uitput in jou lewe nie. Jy kan nie sy liefde uitput hier op aarde nie. Selfs dit kan jou besig hou vir die ewigheid. Die ander ding om te noem, is dat wanneer ons sy communicable en sy incommunicable eienskappe saambring, dan begin dit regtig ons breine blaas, soos op die awesomeste manier. Wanneer ek vir jou sê, God is lief vir jou, maar agter sy liefde is almagtig, alwetend, alomteenwoordige krag. Dan maak dit dat ek wil bekeer van al die kere wat ek ooit getwyfel het in daai liefde. Hy is net lief vir jou nie. Sy almag staan agter sy liefde vir jou. Of dinge nou verkeerd gaan vir jou of nie, wanneer die almagtige God perfek wys is, dan, dis hoekom Job, gegee die feit dat hy sy kinders verloor het, sy huis verloor het, sy skatte, hy het alles verloor, en hy word nie 'n antwoord gegee vir hoekom nie. Want toe hy daar gestaan het, in die lig van wie God is, toe bly hy stil. Want God
weet beter. En hy is geregtig, perfek in alles wat hy doen. Wanneer ons hierdie goeders begin saambring, dan is dit soos, ek weet nie, dit maak dat ek wil worship. En so, ek dink dit is 'n oefening wat ons geloof op verskillende vlakke baie kan verdiep. Dis een voorbeeld, ons 'n lys van kombinasies, wat ons harte so kan verdiep, op maniere wat ek nie eens kan begin noem nie. Die laaste een om te noem is dat spesifiek die lysie wat waar kan wees van ons, die meedeelbare eienskappe. God is in homself daai goed. En toe Adam geskape was, toe was God liefde, geregtigheid, heiligheid ensovoorts. En toe God Adam geskaap het, toe was die God se plan vir Adam was dat Adam daai goeders reflekteer. Adam moes in die wêreld liefde reflekteer en al daai goeders perfek doen, reg doen. Toe Adam dit nie kon doen, gegee die sondeval nie, toe moes Jesus kom, die perfekte mens, en hy moes daai goeders reflekteer. En nou kan ons in Jesus, deur die krag van die Gees wat in ons werk, weer ons verhouding, ons plek, ons doel word gerestore. Ons kan nou weer sy beeld reflekteer. En so dis hoekom ons altyd praat van, in die Bybel sê dit, to be conformed to the image of his son. Ons praat altyd van, dat God my meer en meer soos Jesus sal maak. Dis eintlik 'n massiewe teologiese punt. Ons loop agter Jesus aan, ons volg vir Jesus, die Gees van God werk in ons dagliks, sodat ons meer soos Jesus kan lyk, want Jesus is die perfekte voorbeeld van al hierdie eienskappe, liefde, getrouheid, opregtheid, sodat ons meer soos hy kan lyk, sodat ons weer ons doel kan vervul om God se glorie te reflekteer aan die wêreld. En daai doel is meer belangrik as ooit in 'n donker wêreld waarin ons vandag lewe. Meer as ooit nou in die donker wêreld wat verlore is, wat blind is vir God, moet ons hierdie karaktereienskappe uitlewe. Ons kan dit nie in onsself doen nie. Dis ook die vrugte van die Gees. Gisterand het iemand dit genoem, dis waar, dis die vrugte van die Gees. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Dit is God se karakter wat in ons weer ingebou word. Dis heiligmaking. Dis gehoorsaamheid. En so, dis maar net om al die toukies by mekaar te trek. Wat beteken hierdie alles vir ons? Ons is amper daar. Ek weet waar ek is. Voor ek sê, wil ek, in You're a Theologian, in die boek, open sy met so 'n bietjie van 'n simpel, oulike analogie. Geen analogie is perfek nie, maar hierdie een is redelik komies, en ek dink goed. En so, ek gaan eers vir julle die video wys. Sy skryf dit in woorde, boring, ek het sommer die fliek opgegooi, en ons gaan nou hopelik saam lag. Dit is 'n tough crowd vanaand. So, ons sal sien of julle lag, maar ons gaan eers gou die video saam kyk, maar hierdie video is eintlik soos half die inleiding tot toepassing. So hierdie gaan ons help om die punt te maak, wat beteken hierdie vir ons vanaand? So ons is onder hierdie punt, wat beteken dit vir ons vanaand? Net bietjie agtergrond. Jane Wilkin en J.T. English, hulle praat van 'n fliek 11. 11, 2003, ou fliek, ek het die fliek gelove, is 'n komiese fliek, het gaan oor 'n mens wat ingeneem is deur Santa Claus en die elves, en hy word in die Noordpool groot, en hy sy lewe. En dan vind hy uit, hy is eintlik 'n mens, want hy is 3 keer so groot soos die ander elves, en hy gaan soek sy regte pa in New York, en dan speel die hele fliek af, soos wat hy sy regte pa probeer vind. Kom ons kyk die video, en dan sal al sin maak. Bear with me as dit nie sin maak nie. Die ware God teenoor die fakes. Omdat Buddy, nou spreekwoordelik, gelewe het met die regte Santa, hy het hom geken, hy het geweet hoe ryk hy het vir jare met die regte, egte Santa in die Noordpool gebly, toe hy hierdie joker sien, soos wat? Wie die hel is jy? Jy ryk soos vleis en kaas. Jy ryk nie soos die Santa wat ek ken nie. En die punt is, wanneer ons regtig te doen het met God, in sy almag, in alles wat hy is, gebeur iets met ons. Dit is asof ons iets ervaar,
Iets wat nêrens anders in die wêreld moontlik is nie. Iets wat geen ander afgod naby aan kan kom nie. In die Christelike lewe, veral as jy langer by die pad afloop en jy het al jou sonde regtig beleef en jy het al gevoel hoe jy in ander goeders vertrou. Wat gebeur is, jy ervaar hoe alles in hierdie wêreld jou in die steek laat. Alles. En eerens, veral vir die gelowige, die ware geredde gelowige, hulle begin meer en meer al hierdie eienskappe beleef van God. Hulle beleef sy getrouheid, sy goedheid, sy genade. Iets van die feit dat sy genade is, ek verdien nie hierdie nie, maar jy doen dit steeds vir my. Dit begin my hart verander. En dit begin my vertroue wen. En ek begin my hart gee vir hom, en ek begin agter hom aanloop, en nie die fakes nie. En daar is iets baie mooi van Buddy, wat dadelik kan kyk, daar is 'n fake. Daar is 'n fake en ek soek dit nie. En ons iets baie mooi vanaand, om te sien wie ons God regtig is, en om ons hart vir hom te gee, en te laat gaan van al die ander goeders wat ons hart se allegiance probeer steel. Daar's soveel van ons wantroue in God is omdat ons een van hierdie eienskappe kleiner gemaak het, of nie in een van hierdie eienskappe vertrou nie. Soveel van ons twyfel lê omdat ons een van hierdie eienskappe van die lysie afgelos het. Maar ons gaan ons hart vir iets gee. Ons is gemaak om te aanbid. Ons is gemaak om God te aanbid. En so ons gaan iets aanbid, of dit hom is of nie. Maar ons is iets baie, baie mooi om God te leer ken en te laat gaan van die fakes. En dis eintlik maar die tweede punt daar ook, is hy's 'n wese wat moet ervaar word. As jy nog nie God ervaar het nie, is dit noodsaaklik dat vanaand nie net 'n kopoefening is nie. Hierdie lysie, dis wie hy is, hy's 'n lewende persoon. Ons lewe dalk met 'n huweliksmaat vir jare, en dan leer ons nog steeds iets niets oor hulle. En so is dit met ons God, daar's 'n mate van verhouding hier. Hy's 'n lewende persoon, en hy moet ervaar word. Dis nie, jy kan dit nie net weet nie, jy moet hom op 'n gesonde manier, moet hy homself, en jy ook, moet hom 'n kans gee, hy bewys homself op 'n manier, soos wat jy wandel met hom, en hom vertrou. En baie keer, amper altyd, is ons worsteling met God is 'n geloofsoefening. Dis 'n vertrouensoefening. Baie keer, die punt waarop ons is, gaan ek hom nou vertrou? Of gaan ek my eie planne maak? Die derde punt hier is ware en opregte aanbidding. Hierdie is huge vir my. Ek op college het ek, ons moet, almal op college moet ons 'n kerk bedien, terwyl ons swat vir praktiese ervaring, en ons gaan church hop toe en soek 'n kerk, en ons kom toevallig by 'n kerk wat soos 'n tipe van 'n aanbiddingsaand het, en hulle sing lekker, en volgende oomblik, almal sing baie lekker, volgende oomblik sing ons 'n liedjie, almal sing lekker, we do not seek your hand, we only seek your face. En ek is soos, wat? Ek soek alles van hom, hy is amazing. Ek wil nie nee sê vir enige deel van God nie, iets voel af hier. Ek verstaan nie mooi wat ons sing nie, en ek voel hierdie liedjie reflekteer nie eintlik God nie, daar was iets fout. En dit het my ongemaklik gemaak, en ek het toe besef, daar's iets van, as jy verstaan wie God is, maak dit ons aanbidding soveel ryker. Ons kan almal liedjies sing oor justice, en God is soewerein, en behold him, glorify, ons kan al die liedjies sing, maar as in ons harte, ons nie weet wat ons bedoel met daai woorde nie, wat sê ons? Ons sê net woorde. As ek 'n liedjie sing oor God se soewereiniteit, en ek sing op daai oomblik met 'n hart vol van die wete dat hy perfek regeer, en daar's nie 'n muggie wat doodgaan sonder dat hy dit nie bepaal nie, en hy's perfek wys in daai soewereiniteit, en ek kan hom vertrou, as ek sing met 'n hart vol van dit, dis aanbidding. Dis true worship. My hart is vol van die ware dinge van wie hy regtig is. Nie net leefwoorde, of oulike woorde, of selfs teenstrydige woorde nie. Dis 'n hart wat opreg verstaan wie ek kan bid. En so dit maak my aanbidding baie ryker. En die laaste ene daar, of laaste ene vir nou, is om jou Skepper te ken, is om jouself te ken. Om jou Skepper te ken is regtig om jouself te ken.
Daar's 'n baie kragtige ding wat in die Bybel gebeur. Soos wat die Israeliete afgode aanbid. Wat gebeur is, dis amper asof die Bybel sê, hulle word soos hulle afgode. Hulle word doof, want afgode hulle kan niks hoor nie. Hulle word blind en hulle word hard. En so elke keer wat 'n afgod beskryf word as doof, blind, hout, klip, dis asof die Israeliete dit word, soos wat hulle verder weg beweeg van God af. Hulle word minder mens. Maar presies die teenoorgestelde is waar. Soos wat ons nader aan die ware God beweeg, is dit asof ons ware self ontdek. Dis asof jy kan nie werklik jouself wees, as jy nie eintlik by jou voete van jou Skepper sit nie. En dit maak sin. Hy het my tog gemaak. Hy het my ontwerp. Hy het 'n plan vir my. En hoe verder ek wegbeweeg van hom, hoe minder ontvang ek daarvan. John Calvin het 'n kragtige quote. Hy sê, the knowledge of God and the knowledge of self always go hand in hand. There's no true knowledge of self apart from knowledge of God. The doctrine of God shows us the distance between a transcendent God and his created image bearers, and it simultaneously draws us toward imitation. En dis die punt wat hy maak. Jy wil meer soos jou Skepper word, hoe meer jy tyd met hom spandeer, nader aan hom beweeg. En dan laastens, om hom te ken, is om vir hom te kan lewe. Daar's 'n groot mate waar ons nie kan gehoorsaam wees aan hom. Die Bybel is baie radikaal. Die Bybel maak verskriklike groot stellings. Tel jou kruis op. Los alles en volg my. Praat oor my, al stem jou werk nie saam met hom nie, al stem jou regering nie saam met hom nie, gee jou lewe op. Daar's hierdie radikale dele van ons lewe wat ons vir die Here moet gee. Ek beloof vir jou, jy gaan nie daai goeders kan gehoorsaam as jy nie 'n almagtige, eindelose groot prentjie het van die Here wat agter daai goed staan nie. Jy gaan nie veilig genoeg voel om daai goeders te gehoorsaam nie. Jy gaan nie 'n kans vat nie. Jy gaan altyd bang wees. Jy gaan altyd net laaste oomblik onttrek. Maar jy gaan jouself kies bo daai situasie, bo daai wat ook al die nood is, wat ook al die gehoorsaamheid is. Ons gaan nie die radikale dinge van God kan doen indien nie ons nie besef hoe groot die God is wat agter ons staan nie. En dat hy wonderwerke kan bewerkstellig indien nodig. Om ons deur daai situasie te bring. Om ons te kry om daar sy werk te doen. En so daar's 'n groot deel van ons wat nie die Christelike lewe kan lewe sonder hierdie prentjie van God nie. Dis wat dit vir ons beteken. Daar's soveel meer wat ek kon sê. Ons is aan die einde. Ek het julle toegegooi in kennis, ek weet dit was baie. Ons gaan nou bid en praat en julle kan julle harte deel met mekaar en ons kan net sit met hierdie goeters. Ek wil afsluit met 'n quote van die boek af. En dit maak net daai laaste punt nog duideliker, maar hierdie is die laaste woorde in die hoofstuk van die boek. The more we learn of him, the more we love him. The more we learn of him, the more we love ourselves and our neighbors as we ought. And the more we want to proclaim to everyone we know, to everyone we meet, I know him. I know him. Hy is werklik soos geen ander God nie. En wanneer jy dit besef en proe, dan wil jy vir mense sê, dis my God. Ek hoef niks te vrees nie. Ons gaan nou hierdie vrae doen en hierdie gebed doen. Ek wil vinnig 2 of 3 minute oopmaak vir die vloer, vir enige vrae, enigiets wat onduidelik is, enigiets wat vir julle uitgestaan het, en dan kan ons bietjie saam bid en saam bespreek in ons groepies. Almagtige God, Vader, wat kan ons sê? Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat U, soos Lukas genoem het, in ons wêreld inkom delf en hier met ons is. Maar tog U is so groot, ons kan nie help om U net te vertrou en wil aanbid nie. Vader, ek wil bid dat vanaand wonderlike vrugte sal lê in ons lewens. Dat ons oor en oor sal terugkom en nie vergeet van wie U is nie. Ek wil bid dat U nuwe lewe sal blaas in ons lewens in ons geestelike lewens in. Dat ons totaal en al veranderd hier sal uitstap. Net gegeewe wie U is. En dat U vir ons is. Dankie, Here, vir U woord. Ons loof en prys U. Amen. Vir meer inligting,
oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.